was hy altyd deurgedra, ja, deurgedra. Hy het my deurgedra. Ek is veilig As ek net op hom vertrou. Dankie Jesus, ek kan die sitplekke neem, baie dankie. Nou broeder en suster, is ook my voorreg om vanoggend ou babietjie aan die Here toe te wy. En toe Kaitin my bel, toe het ek gedink is nogal bietjie vroeg, want sy is maar vandag 20 dae oud, sien ek. So ek is so dankbaar, so ek gaan vra dat julle vorentoe gaan kom, pa en ma, daai pragtige ou dogtertjie saam met die oumas en oupas in die voor gaan kom staan. Dis 'n groot voorreg om julle hier te hê. Ek kom 'n lang pad saam met die gesin, ek het hulle getrou ook, en is so wonderlik om die kinders ook in te sien. So kom vorentoe, kom staan hier voor, die oumas en oupas wat saam is, en die groot oumas en oupas, is so lekker om julle hier te hê. Ag, dis 'n voorreg, so groot voorreg. Want ek het klein man ook ingeseën, en nou sy groot man, hy is nie meer klein man nie, want nou is al kleinsis. So dit is so awesome. Daar is sy. Weet jy, ek kan nou nog nie glo nie toe ek al foto sien, dat sy so pragtig is, en haar pa's nie 'n oil painting nie. Dit is so voorreg om julle hier te hê, en ek is so bly saam met julle, en ek weet die Here gaan vir julle so ryklik seën, en ook vir die oumas en oupas, en die groot oumas en oupas is 'n voorreg, né? Dis 'n groot voorreg wat ons het. En ek weet die Here gaan vir julle so wonderlik onderneem op hierdie pad ook, want onthou ons is in 'n tyd waar dit nie so maklik is om kinders groot te maak. In ons tyd was dit bietjie makliker, nog nooit maklik, nie maar makliker, maar die invloede raak al hoe meer, en ek weet die Here gaan help, ek weet die Here gaan onderneem. Ek wil net 'n kort gedeelte vir julle voor, in Matteus 19 is die hele storie oor hoekom ons doen wat ons doen. Ons lees daar die storie van ouers wat kinders na Jesus toe bring, om een rede, sodat hy hulle hande op hulle kan lê en hulle kan seën. Dis wat ons doen vanmôre. Ons sê, Here, hier is my dogtertjie. Here, hier is ons klein dogtertjie, ons kleinkind. Ons bring haar vanoggend na u toe, sodat u hande op haar kan lê en haar kan seën. Dis waaroor dit gaan. Om te sê, Here, ons wil u seëninge oor ons kind hê. En ag, dis wonderlik, is wonderlik om te sê, Here, hier is my kind. Asseblief seën my kind. Al die dae van haar lewe. En ek is bly om dit saam met julle te kan doen, want met julle as gesin, ons is al goed deur. En die Here is goed vir ons. En ek weet die Here gaan vir julle ook goed wees. Nou, ek wil net 'n paar vragies vir julle vra, wat julle vanoggend as ouers voor die Here moet antwoord. Erken julle aan die aanbieding van hierdie kindjie dat sy 'n genadegawe van God is, en dat julle bloot as voogte oor God se erfdeel aangestel is? Wat is julle antwoord? Dan beloof julle in die teenwoordigheid van God en sy gemeente, dat julle hierdie kindjie tot die beste van julle vermoë sal opvoed in die vrees en kennis van die Here, deur deeglike onderrig in die Christelike leer, en deur 'n voorbeeldige en godvrugtige lewenswandel. Wat is julle antwoord? En dan die moeilikste vraag, erken julle dat God wat hierdie ou kindjie, hierdie dogtertjie aan julle gegee het, die volste reg het, dien en sy by sy raad het mag gebied om die gawe weer van julle te neem? Beloof julle dan, indien dit sou gebeur, om as gelowige saam met Job te sê, die Here het gegee, die Here het geneem, loof die naam van die Here? Wat is julle antwoord? Wonderlik. Nou broeder en suster, ek gaan vra dat u as gemeente gaan staan. Ons gaan dan vir pragtige Dionee aan die Here toewy. En
Ek weet die Here gaan wonderlik onderneem, ek gevra dat my pastore net weer gaan kom help asseblief. Here, ons salf hierdie pragtige ou dogtertjie in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Here, en ek salf ook vir mamma en pappa in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons gaan net ons hande na hulle uitsteek en hulle seën in die naam van die Here. Ekskuus, jy sal Dionay vra moet gee, sodat sy onder gebed kan by die deur uit, dat ek julle kan besig hou. Omdat sy so pragtig is. Kom ons gaan saam bid in die seën van die Here, vra Here Jesus, dankie dat ons vir klein Dionay Nel nou na u toe kan bring. Here, het vir u kan vra om die hand op haar te plaas. En vat te seën in Jesus naam, Here, sy so pragtig. Pragtigste ou liefding wat die Here vir hulle gegee het. Here, ons wil vra dat u nou die hand op haar gaan plaas en haar gaan seën al die dae van haar lewe. Elke tree wat sy mag loop, dat sy saam met u sal stap. Dat mamma en pappa dan ook die voorbeeld gaan stel om te wys wie Jesus is. En dat mamma en pappa gaan wys wat dit is om die Here te dien en dat sy Jesus gaan leer ken by pappa en mamma, maar ook deur die oumas en oupas, dat hy 'n belangrike rol het om vir haar die voorbeeld te wys van Jesus. Hoe Jesus wil hê ons moet optree, hoe Jesus wil hê ons moet doen. En hulle het vanoggend hier voor die gemeente en voor u en voor mekaar hierdie trou beloof, dat hulle haar sal groot maak in die vrese en kennis van die Here, al die dae van haar lewe. En Here, soos u haar ook nou vir die ouers gegee het, gee ons haar nou terug vir mamma, Here, en ons wil vra, dat u vir mamma en pappa ook nou gaan seën, en vir hulle gaan help, op 'n besonderse wyse, want dit is 'n groot werkie wat vir hulle voorlê. Ek weet u gaan vir hulle seën, en ook vir die oumas en oupas, dat u vir hulle gaan seën en onderneem. Dis 'n voorreg om deel te kan wees van haar lewe, en ek weet u gaan hulle ook seën en vir hulle ook help. Mag die seën van die Here nou oor hulle rus, oor hulle as gesin en familie rus, en dat u vir hulle gaan onderneem. Al die lof vir die eer kom u toe, Vader. Amen. Kom ons sing hulle toe, laat die Here die seën op hul daal. Die Here die seën op hul daal. Wegen sy Sion op bestraal. U wat beveel en dit geskied. Wil Heer u seën oor hul gebied. Kan die sitplekke neem, ons gaan hulle net gou gelukwens en seën van die Here oor hulle net toewens. Baie seëninge oupa, maatjie, soveel seëninge. Ek moet dan seëninge vir jou, maar hy sê so jong. Papa, baie seëninge, mamma, jy is ook niet so pragtig. Baie geluk, ou maatjie. Here seën so ryklik, papa. Baie seëninge hoor. Papa, baie seëninge. Baie seëninge hoor. Jou kapitaal, baie seëninge hoor. Daar sê, kan my se plek neem, baie dankie as jy klaar geluk gewens is. Ja, dankie Jesus. Ok, nou, ek het nou 'n baie snaakse versoek. Ek gaan nou maar vra dat jy maar jou tissuekie en jou sakdoekie gaan uithaal en hom nou byderhand gaan hou. Want Molly, ek gaan jou nou in trane hê. Dit is nou maar net so. Dis een van daai dae. Ek het eintlik 'n boodskap voorberei al 2 weke terug wat ek vandag sou gebring het. Dit sou gegaan het oor koinonia, die samesyn van gelowiges, wat dit beteken. En ja, toe kom maandag en ek het maandag Esther se swaar begrawe en dit was rof. Dit was nie maklik nie, maar dit het nie gegaan oor die begrafnis as sulks, dit gaan oor dit wat ons beleef het net voor dit. Want die oggend,
toe kry ek 'n oproep van 'n man en hy sê my pastoor asseblief jy moet help. Hy sê ek het my bure 3 weke laas gesien. Ek is bietjie bekommerd en daar's honde en die honde ly honger. Ken jy hierdie mense? En toe het hy die name gegee, toe sê ek nee, ek ken hulle nie. Miskien al gesien en toe het ek met Stella gepraat, my PA, en ons het toe nou 'n paar goed gedoen en die sektor is toe uit soontoe, metro is uit soontoe, polisie is soontoe, want daar was 'n reukie. En hulle moes die deur oopbreek en toe kry hulle die man en die vrou dood in die huis, al 3 weke. Hulle het gif gedrink, hulle het selfmoord gepleeg. En weet jy wat my getref het op daai stadium? Die volgende. Vir 3 weke, niemand ge-worry nie. Die kinders het nie ge-worry nie. Die familie en vriende het nie ge-worry nie. Niemand het ge-worry nie. Vir 3 weke. Vir 21 dae. Niemand nie. Was daar niemand met wie hulle kon praat nie? Was daar niemand wat hulle kon bel nie? Waarskynlik nie. En nie meer is sulke goed wat my hart druk. Ons kry met soveel ou mense te doen wat deur kinders by ouer tuise afgelaai word om hulle nooit weer te sien nie. Ek het nou die dag met tannie te doen gehad wat al 15 jaar nadat haar kinders haar afgelaai het, hulle nog nooit weer gesien of van hulle gehoor het. Broeder en suster, dis hierdie goed wat my in die hart druk en sê, wat gaan aan met ons samelewing? Wat gaan aan met ons mense? Dat mense al 21 dae dood lê in die huis en niemand sien dit, of volg op, of gaan kyk, of probeer kontak maak, of probeer net hulp soek nie. 'n Buurman het na 21 dae opgetree en ek is dankbaar daarvoor, maar vir 21 dae. Dis nie lekker hierdie goed nie. En hierdie goed gebeur om ons. En jy weet, jy's maandagoggend, die begrafnisondernemer praat met my, toe gaan hy ook deur trauma, en ek kon ook nou nie mooi verstaan, 'n begrafnisondernemer gaan deur trauma, hy moes laasweek 'n vroukie gaan, of oor die naweek 'n vroukie gaan verwyder uit haar huis uit, wat al 'n week dood was, voor hulle agtergekom het, sy is dood, en die honde het haar kop opgevreet, want hulle was honger. Dis die goed wat gebeur. En daarop net probeer het nou mooi inkleer en sê, ag, is nie so erg. Hier is erg. Hierdie goed wat gebeur is erg. Was dit Woensdag wat hom nooi? Woensdag. Ek is Woensdagmiddag, ek het 'n woeste dag gehad, Woensdag, en ek het net op die bank gaan sit, en toe kry ek die oproep van Tannie Ansie, en onmiddellik het ek net geweet, daar's iets, en ek het gery. Ek het op 'n stadium ook vir Pastoor Wiets gebel, om net te sê, want hy was ook redelik naby aan hom Louis gewees, vir al die afgelope tyd, en toe ek weer uit my oë uitweet, toe kom hy daar aan, en hy het ook 'n woeste dag gehad, ek het gesien, hy is poegaai gewerk. Maar hy het gekom, en ons het gebly, tot alles oor was, en oom Louis weggevat het. Ek wil vir u sê, ons moet begin omgee. Ek en jy moet begin omgee vir mekaar, vir mense, vir ons geliefdes. Kyk, ons kan nie almal help nie, dit is onmoontlik.
Maar die wat naby aan ons is, God het hulle juis daar geplaas, dat ons mekaar kan help, en vir mekaar daar kan wees. En as jy dink, jy het nou nog die trane gehad, nie, dit kom nog, moenie worry nie, dit gaan nie tussendeur kom. Ek en jy het God nodig, en sonder God kan ons nie aangaan nie. Maar ek en jy is ook daar, dat ek en jy 'n verskil kan maak in mense se lewens. Sodat God ons kan gebruik, maar sodat ons ook daar kan wees vir iemand wat op daai stadium nood het. Sodat God kan help en God kan antwoord gee op wyse wat ons net verstom laat, want dis wat God doen, dis waarna hy spesialiseer. Weet wat, want hy het ons so lief gehad, Johannes 3 vers 16, dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee. Ek is so kwaad vir my ma, ek wil niks om daar te doen nie, luister. Môre is hy dood en wat wil jy dan doen? Ek het net met so ompad gehoor, hulle het hierdie dogter gebel, en toe sê sy gaan nie uitkom nie, want sy wil niks met hulle te doen nie. Ek toe, hulle is dood. Dis hierdie goed wat my, ek verstaan nie die goed nie, dit druk my in die hart, Here, ek weet nie waar gaan ons heen nie, waar gaan mense heen, waar is hulle koppe nie, ek en jy het God nodig, ek en jy is afhanklik van God, en God sal ons help, en God sal vir ons onderneem, so, ek gaan vanoggend met u praat, en volgende week, oor die volgende, wat dit beteken om te gee, volgens die Bybel. Want soos ek vir jou gesê het, ek kan nie daar wees so almal nie, dit is net onmoontlik. Maar ouens wat God naby aan 'n mens geplaas het, ons is daar. Ek wil gou vir u vertel, want dit is nou ons broer Willem se begrafnis gewees laas week, en Louisen wat nou hierdie week kom, en hulle twee het altyd iets in gemeen. Nommer 1, altyd hulle vrouens se naam is Ansie, maar daar's nog iets in gemeen. 'n week voor ons broer Willem dood is, het ek gesê, en daar's Konrad, hy kan my uithelp, ek het gesê, stap die pad saam met die familie, dis die einde van die pad. Toe ek hoor, oom Louis begin siek raak, ek het vir van die familie gesê, dis die einde van oom Louis se pad, en toe hy ontslaan word, toe sê hulle, nee wat, hy is okay, en toe, selfde dag wat hy ontslaan is in die hospitaal, sterf hy by die huis. Maar jy sien, ek en jy moet daar wees om te gee, ek kon nou nie voor die tyd sê, het was die einde van die pad, maar kan hy nou sê. Maar God het geweet, dis daar. Maar dan is het nodig dat daar mense gaan wees om te sê, maar ek is bereid om jou hand te vat, ek is saam met jou bereid om hierdie pad te stap, en het is nie so maklik nie, en ek dink het was donderdag of vrydag, het mag donderdag wees, ek kan nie meer onthou nie, wat vir my so awesome was, weet die druk op my was bietjie erg, en, want daar's nog 'n gemeentelid in die tussentyd oorlede, en goed wat ek moet hanteer, en dis nie maklik nie. Pastoor is jou werk, luister, ek weet is my werk, maar dis nie maklik nie. En binne seker so 5 minute van mekaar kry ek 2 oproepe van 2 verskillende van my pastore, om vir my net te vra, hoe gaan het met jou, is jy okay? En ek het vir Wietse sê, jong, ek is nie heeltemal okay nie, maar ek sal okay wees, die Here help. Toe sê, ja, maar hy is nie ook nie okay nie, want om Louis ding het om erger gevang as wat hy gedink het gaan gebeur. Ons is daar vir mekaar. En ons kan mekaar partykeer, kan ek nou maar die woord gebruik, die hel in maak. Dan nie mag. Ek het daar my vrou, sy is partykeer bietjie hard met my, en sy moet wees, maar, jy weet so, dis hoekom ek almal kan druk en soen, want sy weet, ek kom altyd terug na haar toe.
Ons maak mekaar partykeer so kwaad, maar wie wat, ons moet daar wees vir mekaar. En ten minste, Tannie Ansie het geweet wie om te bel. Men weet en ek sou eerste daar wees. Ek wil net vir jou sê, kom ons wees daar vir mekaar. So, ek gaan vanoggend met u praat oor hierdie gedeelte van wat dit beteken om te gee, en ek gaan nie te lank probeer vat nie, maar ek wil hê u moet luister wat God vanoggend vir u sê. Want broeder en suster, ons het die Here nodig. Ons kan nie aangaan sonder hom nie. Handelinge 20 vers 35 sê, jy is saliger om te gee as om te ontvang. En as ek praat om te gee, gaan dit oor om te gee. En om te gee gaan nie net oor geld nie, het gaan nie oor goed net nie. Partykeer is dit om jouself te gee, om jou tyd te gee, om jou liefde te gee, om daar te wees vir mekaar. Ek het in hierdie week weer so gesmaal, want Lianay het 'n groot operasie gehad maandag, en sy is vanoggend in die kerk, ek is so bly. Maar hier bel ouma, ons het nou 'n probleem, sy word ontslaan en ons het niemand om haar te gaan haal nie, en dink ek wel, ek kan haar nie gaan haal nie, wat nou? Nou bel ek vir Org, ek sê Org, ek het nou 'n moeilikheid, gaan jy my help? Toe is hy naby, die hospitaal, want hy het vir iemand gaan bid daar naby. Probleem opgelos, die Here het klaar gesorg. Dis hoe God onderneem, dis hoe hy voorsien, dis hoe hy help, dis hoe hy deurdra. Want sien, dit gaan oor om te gee. Ons wêreld leer, kry meer, hou meer, beskerm wat jy het, leef vir jouself, en dis klomp nonsens daai. Dit kan nie gaan oor me, myself en I nie, dit moet gaan oor God. Maar die koninkryk werk anders, want ware vreugde lê nie in wat ons ontvang nie, maar in wat ons uitdeel. Kyk, is lekker om iets te kry, maar weet julle hoe lekker is dit om te kan gee? As jy sien die gesigte, die reaksies, weet met ons uitreikings, met ons silwer krone, ja, die smiles, as ons hulle elke keer bederf, en dis net so lekker. Luister, dit is lekkerder om te gee as om te ontvang. Want ons meer vrug op dit op. Ek en jy moet omgee, ons moet gee, ons moet daar wees vir mekaar. En ons moet sê, Here, U gaan vir ons help, U gaan vir ons onderneem, en U gaan dit doen op wonderlike wyse. Die koninkryk sê ware vreugde lê om uit te deel. Johannes 3 vers 16, ek het dit nou aangehaal waar Jesus skryf, of waar God skryf, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Jy sien, om te gee is meer as net geld. Want sodra ons praat van gee, dan raak ons kwaad, dan sê hy, nou gaan jy weer oor geld praat. Luister, dis hierdie gee konsep is nie net geld. Dis elke aspek van wat jy het. Want baie keer het ons nie geld om te gee nie. Wat het Petrus hulle daar by die tempelpoort gesê? Silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus staan op en loop. So God gebruik hulle op 'n ander wyse, en dit het meer beteken as al die geld in die wêreld. 'n Ou wat gelê het, hy kon nie loop nie, hy kon niks vir homself doen, hy kon opstaan, sy bed vat en hy kon loop. Meer as al die geld in die wêreld. En dis wat God wil doen deur my en jou. Dis die karakter van God wat deur sy kinders geopenbaar word. En dit is nommer 1, om te gee is die karakter van God. Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk daal van bo af neer. As ek en jy iets het om te gee, of dit nou geld is, of kos is, of iets is, dis 'n gawe van God. Ek het gewerk vir my geld. Okay, kom ons stop vir 'n rukkie daar. Wie het jou die krag gegee om te werk? God. Wie het jou die verstand gegee om my werk te doen? Dis ook God. En wie dra jou deur dit? Dis ook God. Want nou verstaan ek, alles kom van God af. Ja. Dis die karakter van God om te gee.
Dis die karakter van God, om te saai, om uit te deel, want hy het alles gegee, sy enige gebore seun. Hy het dit gegee. Alles kom uiteindelik van God af, ons lewe, ons genade, ons redding. Alles kom van God af. En dan sien ons ook, God gee oorvloedig, hy hou nie terug nie. Want kyk wat doen hy vir ons, vergifnis, vrede, hoop, wysheid, voorsiening. Dit alles gee God vir my en jou, en hy gee dit sonder dat hy iets vra. Weet jy wat maak my kwaad? Miskien maak dit jou ook kwaad, as iemand kom en sê, ek sal vir jou dit en dat doen, en dan hoor ek die woord, maar. Ek het al daaroor gepreek, maar maak alles wat voor dit gesê het, ongeldig. Want onmiddellik sê, maar daar's voorwaardes. Want wat gaan ek sê? Ek gaan vir my vrou sê, ek het jou so verskriklik lief, maar. Eintlik sê ek dan nie lief nie, want daar's voorwaardes. Dit werk nie so nie. Ek en jy moet sê, nee, wag so bietjie. Al hierdie goed kom van God af, hy help ons, en hy gee al hierdie goed vir ons, hy hou niks terug nie. So wanneer hy ons gee, weerspieël ons die Vader. Wow! Nou wat is die hart agter gee? Nie om mense te beïndruk nie, nie om krediet te kry nie, omdat ons Vader 'n gewer is. Kom ek vertel vir julle, die mense wat die meeste vir ons as gemeente gee, is almal mense wat nie hulle name genoem wil hê nie. Wat sê die woord? Jou linkerhand moet nie weet wat jou? Dis die beginsel. Ek gaan gee, maar kom, ons nou eers foto's neem, Facebookie, kom ons. Dis my 'n probleem. Want nou sê ek sal gee, maar ek soek publisiteit. Die ouens moet weet, ek het baie wat ek gee. Die Here gaan jou nie seën nie. Want dis alweer die eie ek wat na vore kom, het gaan nie oor God nie, het gaan oor ekke, wat so smart is, jy weet. Ek wat so ryk is, en ek wat so awesome is. Dis my God wat so awesome is, dis my God wat so ryk is, dis my God wat al hierdie goeie gawes gee, en dis wat ek en jy moet besef. Weet wat? Konsentreer op hom, moenie op die mense konsentreer nie. Mense gaan ons teleurstel. So wanneer ons gee, weerspieël ons die Vader. En dit gaan dus nie oor die mense nie, dit gaan oor die Vader is 'n gewer. Tweedens, om te gee en om te gee, is 'n uitdrukking van liefde. Nou daar is 'n klomp verse, ek het nou nie al die verse aangehaal nie. Johannes 3 vers 16 het ek aangehaal. As jy na 1 Johannes 3 wil gaan kyk, gaan dit oor ware liefde kos altyd iets. Dit kos opoffering. Dit kos dat ek myself gaan gee. Dis die kenmerk van ware liefde. Ware liefde wat sê ek is daar vir jou. En ek is lief vir jou en ek gee om vir jou. Dis waaroor ware liefde gaan. En ek en jy moet dit begin wys. Weet jy wat, ek soek jy altyd lus om my vrou te druk en te soen nie, want sy maak my baie keer kwaad toe. En nou besef ek maak haar ook maar kwaad. Ek en jy moet lief hê. En ek en jy moet dit wys. En ons moet daar wees so mekaar. Want ware liefde kos iets. Jesus se liefde, wat het gebeur? Hy het homself gegee. Nie net woorde nie, opofferende liefde, hy het sy lewe vir ons gegee. So liefde is nie net woorde nie, liefde is gee. En dis wat 1 Johannes 3 vers 16 tot 18 vir ons sê. Dis maklik om te sê, ek het jou lief.
Anders gelukkig, ek weet dit werk so. Sy sê nie net, sy is lief vir jou nie, sy wys dit, want kyk hoe hang sy aan jou hier in die kerk. Maar kan julle hoor? En dis wat ons moet doen. Nou die Christense vraag is, nie hoe min kan ek gee nie, maar hoe kan ek iemand help? Hierdie is 'n getuienis dat 'n vrou nie, my vrou nie baie lief is dat ek deel nie, want ja, ek was aan die begin kwaad. Ons was nie lank getroud nie, julle, en sy het 'n vroutjie gehad daar by die werk, wat deur hel gegaan het. En sy het ons laaste geld gevat en dit vir hy vrou gaan gee. Ons kon julle nog beter tersiêre onderrig gegee het, as dit nie was so daai getineer twak man. Daai is nonsens hoor. En weet jy wat was haar woord aan my? Die Here het gesê ek moet dit gee. Okay, daarteen kan ek nou nie beklei nie. Ek was nog steeds kwaad, maar kan julle hoor? Dis hoe God voorsien, dis hoe God onderneem, dis hoe God help. Want hy's 'n God wat omgee. En hy gee erg om vir my en jou. So ek en jy moet net kom op 'n punt om te sê, okay, ek wil ook so wees. So hoe kan ek iemand help? Derdens, om te gee en om te gee vereis vertroue in God. Lukas 6 vers 38 sê, gee en aan jou sal gegee word. Ek leer julle altyd hierdie beginsel, hou net gou hier vas. Ek leer julle altyd hierdie beginsel, kyk gou hier. As jy 'n oop hand het, met ander woorde, oop hand beteken ek kan gee. Nou, kan jy ook ontvang. Maar die oomblik wat jy 'n toe hand het, kyk so 'n bietjie wat gebeur. Jy kan ook nie kry nie. Jy kan ook nie ontvang nie. Want jou hand is toe. 'n Oop hand simboliseer nie net ek kan gee nie. Dit maak ook die deur oop dat ek kan ontvang. Maar die toehand maak, omdat ek nie kan gee nie, kan ek ook nie ontvang nie, want my hand is toe. En dis die realiteite waarmee ons te doen het. So om te gee vereis daar die vertroue in God. Die Bybel sê, hou vas wat jy het, ag die wêreld. Die wêreld sê, hou vas wat jy het, maar God sê, gee. Hierdie vrou van my gee alles weg. Julle het op 'n stadium my kas leeg gemaak. Toe ek al kom, my mooi trui is gone. Kom ek vertel julle hierdie, net voor ek getroud is, het ek 'n t-shirt gaan koop. Ek het hom nog in Natal gekoop in Durban. Daarop het gestaan, don't try to understand me, just love me. Julle, ek was nie lank getroud toe daai t-shirt gone. Ek weet nou nog nie wat van hom geword het so by the way nie, maar hy het gedisappear. Want sien, sy like dit net om te gee. En weet jy wat, dis hoekom God ons so seën. Ek het al 'n paar keer my skoene weggegee. Ek het al 'n paar keer my dasse, dit doen ek gereeld. Want as hy ook net sê, daai das is so mooi, dan haal ek hom af en sê ek daarso. Maar nou ongelukkig die nadeel daarvan is, ek saai een das en dan kom saai 'n ander ou 50 dasse by my. Want jy sien, dis hoe dit werk om te gee. Jy dink jy gee 'n ding, jy kry sommer 20 terug. Want dis hoe die beginsel werk, dis hoe God werk. Ek en jy moet bereid wees om te gee. Ek en jy moet 'n oop hand hê om te sê, ek is bereid om te doen wat God sê. So waarom kan ons gee? Ons kan gee omdat God die bron is. En luister mooi, dit gaan nie net oor sekuriteit nie, weet ek raai sekuriteit. Luister, sekuriteit is vir my nie 'n mooi woord nie, want ek praat nie van sekuriteit, veiligheid nie, ek praat van
Jy weet, ek het sekuriteit so, ek sal okay wees vir 'n ruk. Want dit gaan nie oor bankrekening nie, dit gaan nie oor ons werk nie, dit gaan nie oor spaargeld nie, dit gaan oor God. So God is my sekuriteit, nie al hierdie ander goed. Want wat sê die skrif? Here, U sal voorsien. Dis die gebed van vertroue wat ek het. Vierdens, om te gee en om te gee is ook 'n daad van geloof. Want wat sê Hebreërs 11 vers 1? Was dit al een van die verse wat die Bybelkolleges ons geleer het? Kyk, dan sal julle saam met my gesê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Hoor gou weer. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. So voorsien God, so onderneem God en so help hy vir ons. 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 8 sê, wie spaarsamig saai sal spaarsamig maai, wie volop saai sal volop maai. God bly nie voorsien. God bly onderneem. Julle, ek raak so dik, want elke week is daar so iets op my tafel. Elke week is daar okay, ek het nou begin slim raak, ek begin nou die goed na my vrou toe kanaliseer, maar nou kan ek nie sê sy raak dik. Maar weet jy wat, dit is so awesome, want hier by die kerk ook elke week word daar iets afgelaai. En dan is dit vleis, en dan is dit groente, en dan is dit klere, en dan is dit meubels. Dit is verstommend. Dit is so awesome hoe God werk. Maar jy sien, as jy volop saai, luister mooi, jy gaan jouself beskikbaar stel vir die Here, al gaan dit nie oor besittings nie, maar oor jy wat daar is vir mense, gaan jy sien hoe God jou gaan seën, en vir jou gaan onderneem. Want God kyk dieper, God kyk nie eers na die bedrag nie, hy kyk na jou hart. Wat jou gesindheid? 2 Korintiërs 9 vers 7, God het 'n blymoedige gewer lief. Ek het nou 'n voorbeeld. Nie waar nie, Chantal, ek sal dit terugsit vir daai boekies, okay. Ag, dis nou al wat ek op hierdie oomblik het, jy weet. En nou die Here gesê, ek moet dit saai, en ek sal nou maar gee, maar is 'n bietjie moeilik om afskeid te neem, want dit is my laaste. Nee, jou gesindheid moet wees. God gaan onderneem, God gaan voorsien, God gaan onderneem vir jou op wysies wat jou verstom laat. Doen net wat hy sê. God het 'n blymoedige gewer lief, ek gee met 'n smaal. En julle wat hier sit, sal weet wat dit beteken, baie van julle wat oral betrokke is, ek soek altyd iets om te gee, my personeel sê, pastoor, jy kan nie daai goed gee, en sê, man, los my. Die Here het gesê ek moet dit doen, en dan doen ek dit. Ek sal net in my onderbroek weggee, maar verder alles. Kan julle hoor? Jy moet bereid wees om volop te saai, sodat die seëninge van God oor jou kan wees. 'n Blymoedige gees is nie onder dwang nie, nie uit skuldgevoel nie, nie om gesien te word nie, maar uit liefde uit. Want geloof sê God is getrou, selfs wanneer ek uitdeel. Die 5de, ek dink is die laaste punt vandag, die ander punt is al volgende week volg. Ons gee omdat Christus al alles gegee het. Ons gee omdat Christus alles vir ons gegee. Alles. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, 2 Korintiërs 8 vers 9. Hy was ryk, hy het arm geword sodat ons ryk kon word.
En daarso praat hy nie van aardse besittings nie, hy praat van daai goddelikheid, daai hemelse, daai ewige goed. Dis vir my en jou beskikbaar as ek en jy onsself oorgee aan hom. Die kruis is die grootste voorbeeld van gee. Daar het God alles gegee, daar het sy seun Jesus alles gegee, niks terughou nie. Sy heerlikheid, sy tyd, sy krag. Jesus het gegee, hy het nie terughou nie, hy het sy bloed gegee, sy lewe gegee, alles gegee. En daarom gee ons gee omdat Christus eerste alles gegee. Daarom moet ons gee. En weet jy wat moet ek en jy vandag sê, Here? En is maar 'n vraag, Here, wat het U aan my gegee wat ek vandag aan iemand anders kan uitdeel? Ek lees nou die dag 'n verskriklike interessante artikel. En ek dink dis een rede ook hoekom ek maar nou by my vrou geleer het, ek begin ook maar net weggee. Hulle sê as jy iets in die huis het, wat jy 9 maande nie gebruik het of aangetrek het nie, is die kans dat jy dit weer gaan doen 0,0000001%. Maar dit het soveel sentimentele waarde. Hoekom is dit in die kas dan? Dan moet jy dit uitstap. Die storie verstaan nie, daar was my trourok. Hoekom wil jy dit in die kas hou ingeval, jy sterf van die volgende vrou, dan sy daarom 'n rok? Ek vra net, ons het soveel goed in ons huise, luister mooi ons almal, al het jy min, daar's goed wat jy nie gebruik nie. As jy dit nie gebruik nie, gee dit weg, want dan maak jy die deur oop wat God jou kan seën, en vir jou ook kan gee. En dis hoekom ek vir mense wat swaar kry, hierdie beginsel probeer leer, begin saai en kyk wat God vir jou gaan doen. En ons het nie altyd geld om besittings om te gee nie, maar soos ek vir jou sê, jy kan jouself gee deur te sê, ek gaan vir hierdie mense bid, ek gaan hulle besoek, ek gaan hulle ondersteun, ek gaan daar vir hulle wees, ek kan miskien hulle kraan vir hulle gaan regmaak, ek kan miskien so bietjie die tuin vir hulle net netjies so maak, die ou mensies wat nie self dit kan doen nie. Jy hoor die goed wat ons kan doen. Dan sê ons, wat het ek om te gee? Ek het baie om te gee. En dis hoe God werk. Dis hoe God vir ons onderneem. So wanneer ons gee, word ons instrumente waardeur God se genade sigbaar word. En ek sluit af met Handelinge 20 vers 35 weer. Dis saliger om te gee as om te ontvang. Dit is wonderlik om te gee. Dit is wonderlik om te sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Want U gaan bly voorsien, U gaan bly onderneem, U gaan bly deurbrake gee op wyse wat ons net verstom laat. Hou op om vir jou goed in die wêreld bymekaar te maak waar mot en roes inkom en dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel. Maak eerder vir jou ewigheidsdinge bymekaar. Daai dinge wat belangrik is. Die ander dinge is nie so belangrik nie. Mag God vir jou seën en vir jou help. Miskien as jy so 'n paar trane moet stort in die tussentyd ook, maar dis ook nodig. Maar broeder en suster, kom ons wees daar vir mekaar. Kom ons wees beskikbaar vir die Here. Om te sê, Here, ek is 'n instrument hier sak. Chantal, ek begou julle twee met by my kom staan. Staan julle twee geweer. Want snaaks toe ek vanoggend dink, ek het nou nie geweet jy gaan nie wees nie. Geweet sy gaan nie wees nie. Ek is ook bly. Staan een hierdie kant en een hierdie kant.
Ek het hulle leer ken, nou moet ek baie mooi dink, ek gaan my ouderdom ook jou moontlik weggee, maar dit is oor die 30 jaar terug. Dit wys dat hulle is ook nie meer so jonk nie, maar ek's baie oud nou. Dit was so my eerste tieners in my gemeente in Sonop in Brits. En hulle was nog al twee in die skool, miskien nog in die laerskool, miskien net begin hoërskool, ek kan nie onthou nie. En vandag is sy 'n ouma al, en jy weet, haar kinders is groot al, en dit was my so awesome, want al twee van hulle het deur stryd gegaan die afgelope tyd, erge stryd. Dit is so wonderlik om nog steeds daar vir julle te kom. Na al die jare. Ons dink partykeer, ag, hulle is nou groot, hulle kan vir hulle self sorg. Luister, ons almal gaan deur stryd op een of ander stadium, dat ons mense om ons nodig het. Maar God is so trou. God is altyd daar om te help. En hy help ons elke dag. Ag, ek so lief vir julle. Ek kan gaan sit. Kom ons wees beskikbaar vir mekaar. Is dit awesome om 'n pad van oor die 30 jaar saam met mense te kan stap. En nog steeds is daar 'n verbintenis, nog steeds is daar liefde, nog steeds is daar omgee. En albei van hulle ry redelik ver, natuurlik Chantel ry kilometers. Sy bly aan die ander kant die ooste. Dit is awesome om net om te kan gee en daar te kan wees vir mekaar. Ek wil net hê daai gesindheid dat dit by jou ook gaan wees. Ek wil ook begin omgee. So by the way, ek weet ek sou dink, maar moenie ophou sweets en koek gee nie, is okay. Moet net nie vir my groente en kool begin bring nie, want dan gaan ek op stroppelus raak. Ek wil net vir jou sê, wees beskikbaar vir die Here. Sê Here, ek gaan bly saai. Ek gaan bly gee. Want U bly dan gee vir my so wonderlik. So awesome. Kom ons buig ons hoofde. Here, U het met ons gepraat vanoggend oor om te gee en wat dit beteken. En wat dit beteken om te gee. En wat dit beteken om beskikbaar te wees en 'n instrument vir U te wees. En ons verstaan nie altyd hierdie goed nie, want ons dink partykeer die goedjies wat ek wil saai, en dit wat ek wil doen is so klein, niemand sien dit nie. Maar Here, niemand hoef dit te sien nie, maar U sien. En dis vir U belangrik, maak nie saak hoe klein dit mag wees. En Here, dankie dat U getrou is. U is 'n waarmaker vir die woord. En U help ons. En U dra vir ons deur. Here, laat ons lewens nie so sou wees dat ons op 'n stadium kom en sê, ek wil nie meer lewe, ek en my vrou nie, want daar's niemand wat omgee nie. En dat niemand hulle vir weke gemis het nie. Here, help ons, gebruik ons. As jy vanoggend gebed nodig het en sê, ek wil daai konsep deel van my lewe maak, ek sukkel, maar ek wil dit deel maak van my lewe, wil ek jou vorentoe nooi. Ek gaan vir jou bid, dat die Here vir jou gaan help, dat jou hart gaan verander, dat jy 'n hart gaan kry van omgee. En wie kom en sê net, Here, hier's ek, dankie, ek is beskikbaar vir U. Soos jy vanoggend wil aanmeld en sê, ek wil beskikbaar wees vir die Here, in my nood, en in my swaar kry, en in my seer, wil ek daar wees vir die Here. Dis die uitnodiging, om ek jou vorentoe nooi. Wie sal nog? Sê net, Here, hier's ek. Dankie, U gaan help. U gaan help in hierdie nood van my, dat ek gaan begin oopmaak dit te sê, Here, hier's ek. Gebruik my, werk in en deur my net soos U wil. Ek wil beskikbaar wees, Here. Asseblief my pastore, kom help vir my omgee, om te gee.
Jy gaan jouself gee vanmôre. Kom ons gaan vir mekaar bid. Ons gaan vir die Here vra om te help. Dankie Annika. Here, dankie. Ek sal my suster I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus
limit weer ons sitplekke. As tog net een ding op my hart en ek wil volgende tyd my hart uit praat. So sy nou vir my kwaad is ook fine. Dis okay. Barbara, waar is jy? Kom staan gou hier by my. Molly, bring jy so lank vir Wonnie ook hier so, wat hy staan. Barbara se man Philip het vir ons altyd daar agter gehelp. Hulle het sy enkel hierdie week afgesit. Probleem is, hulle kan nie elke dag by die hospitaal kom nie met sy werk. En ek gaan nou organa uitkom, ek gaan ook probeer daar uitkom, maar ons is so besig. Maar kan nie sien, daar is behoefte dat iemand net by Steve Biko 'n draai gaan maak. Toe sê Philippie sê, wie wat, ek wil net saam jou bid. Ek het vanoggend net weer eens besef hoe omgee werk, want dis moeilik vir hom hier te gewees het, maar sy's hier. Dis omgee, ek spoil lief vir jou. Maar ek het ook iets vir haar gesê, en ek wil hê jy moet luister, en sy het dit onmiddellik gesnap, want toe sê sy, 'n gedeel van sy voet is afgesit, hoekom nou nog dit ook? Ek sê, luister, as dit die Here se wil is om die probleem uit te sort, laat hulle dan afsit, sodat hy gesond kan word. Partykeer moet slegte goed gebeur, dat goeie goed kan plaasvind op die einde van die dag. En ek weet, jy gaan iets moois uitkom, en wie wat na diens kom maak draai, as jy sê, maar wacht so bykie, ek wil ook draai gaan maak. Gaan sien pastoor Org, of pastoor Konrad gaan self hospitaal toe hierdie week. Maar kom ons gaan sê, Here, ek is beskikbaar. En sy weet, sy kan my enige tyd bel, al is ek hoe besig, ek is in sessies, sal ek vir haar antwoord, sy weet het. Die Here seën vir jou so ryklik. Here, dankie, jy staan by Philip stil nou en jy help vir hom, waar hy daai verskriklike pyn het, dat jy gaan help, Here, en dat u daai pyn ook gaan wegvat, en dat u daai wonde gaan heel in Jesus naam. Ons eer die Vader, die lof en die ere kom u toe. Dankie, Jesus. Dankie, liefde. Hier is 'n gesinnetjie met wie ek al 'n lang pad stap. Ja, ek het baie met hom gesukkel, maar nou nie meer so erg nie. Molly doen vir ons gemeente verskriklik baie goed. As die uitreiking sulke goed is hy die eerste ene. Nee, op hierdie stadium gaan hulle deur stryd, want hy kan nie werk nie as gevolg van 'n werksongeluk wat hy gehad het. Hy is geskok deur 3-fase krag, maar hoeveel volt was dit? 380 volt wat hom geslat het. En dit het groot skade veroorsaak. So hy is meestal op bed lê, en dis hoekom ek so dankbaar is hy so oggend hier. Hy kan nie slaap nie. En weet jy weer eens, kyk hoe offer hy op, dan is daar mense wat sê, dis te koud om kerk toe te kom, ek kry ook koud, maar ek sien so. Bonnie, dankie dat jy gekom het, en Molly, deur al hierdie goed, bly jy nog steeds goed doen, al moet jy voltyds na hom kyk nou, want ek weet hy is soos 'n baba, want ons manne raak ons erg as ons siek is. Maar wie wat, bid vir hulle ook, dat die Here vir hulle gaan ondersteun, onderskraag, gaan help, gaan deurdra. Ok. Here, dankie, u gaan voorsien in hierdie liggaam, u gaan vir hom aanraak, u gaan vir Molly help, dat sy bly goed doen, dat sy bly gaan saai, soos wat die Here wil hê. En ons dankie Vader, die lof en die ere kom u toe. Julle kan julle se plek neem. Skus, ek wil net nog een voorbeeld gou, die 2 aansies konstant gou hier by my toe. Die 2 weduwees. Broeder en sis, nee, Tannie is 'n amptelike weduwee Ringhof te Not. Ek het 'n sê ding Tannie aansê, en ek dink ek het dit vir Tannie gesê, want ek het dit vir hierdie aansiekie ook gesê. Daar's niemand wat so lekker druk en soos 'n weduwee nie, ek sê julle. Maar daar's nie meer 'n oom wat oor die skouer loer nie. Ja, hy's, okay, so jy's daar vir ouma. Ek is bly, en is jy ook daar vir ouma? Awesome. Weet jy wat, dis nie maklik vir hulle. Hulle het miskien smal so op, ek dink is omdat ek hulle nou vashou. Maar wie wat, dis seer. En as realiteit insink, dan raak dit net bietjie erger. En wie wat, partykeer is het maar net om, maar hoe gaan dit met jou?
Ag, maar jy weet mos hoe gaan dit. Nee, ek weet nie. Sê vir my. En haar dogter Zani het nou die dag vir my gesê, sy het so bly, sy kon by my leer, dat het oukei is om nie oukei te wees nie. Partykeer is oukei om nie oukei te wees nie. Maar die Here gee ons vir mekaar. En hierdie is omgee, hierdie is, jy weet, toe sy vir my vertel van Konrad, hierdie pad wat hy saam met hulle stap, nog steeds. Awesome, hy het ten minste iets by my geleer. Ons moet omgee. En God gaan bly voorsien, God gaan bly onderneem. Sorry Gerra, jy kon nou nie hier staan nie, want jy is nou weer getroud in die tussentyd. Ek het die Here nodig. En hulle het die Here nodig, so bly bid vir hulle, asseblief hoor. En as jy hulle sien, ergens, gaan net en sê, ek wil ook voel hoe voel het om my weduwee te druk, okay? Gaan gee net 'n drukkie en 'n omgee. Dis deel van hierdie om te gee. Okay. Is dit reg? Baie dankie. Baie seëninge. Ag, as nog soveel voorbeelde wat ek kan gebruik. So baie van julle hier voor vanmôre, maar kom ons gee net om. Kom ons wees daar vir mekaar. En sê net, maar ek sal beskikbaar wees om 'n verskil te maak. Ek as mens. En as ek sê ek, wys ek nie vinger na myself toe, ek wys dit na elkeen van ons toe. Die eie ek. Ek sal 'n verskil maak vir die Here. Okay. Kom ons staan op, Pastoor Japie, jy gaan ons afsluit vir die Here. Baie dankie sê. Ek sien Anneke is reg om nog 'n liedjie te sing. Is jy reg om nog 'n liedjie te sing? Kom ons sing nog 'n liedjie. Ek op jou sê. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is
Here, dankie dat U leef. Dankie dat ons môre kan tegemoet gaan met die wete dat U is in ons. U lewe in ons, Here. U gee ons die krag, U gee ons die wysheid, U gee ons U woord. Ons dankie daarvoor, Here. Dankie vir die diens wat ons kon gehad het vanmôre, dat ons die woord kon hoor, help vir ons, Here, om te gee. Kan gee, self te kan gee. Soos wat U self vir ons gegee het, Here, kon ons ook onsself vir U gee, om mense om ons. Dankie vir die musiek wat ons kon gehad het, en saam kon sing. Dankie dat ons U woord net kan verder dra vandag. Ons bid vir elkeen vir wie ons gebid het vandag, Here, dat U sal seën. Waar ons uit mekaar uit gaan, bid ek, Here, dat U ons sal help, dat ons oë op U sal hou, en dat ons veilig sal wees. U naam sal verheerlik, waar ons ook al gaan. Ons dank U in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Vir daai een. Onthou asseblief, daar's curry en rys te koop. Dis deel van die fondsinsameling van die Agape toneelgroep. Hulle sal aan die kombuis beskikbaar wees. En jy's welkom 'n koppie tee en koffie te kom drink hier agter ook. Daar is nog van hierdie What Would Jesus Do bandjies beskikbaar hier voor by Shamaine. Soos R10 vir daai silikon bandjies en die lapblaadjies wat verstel kan word is R15. Jy's baie welkom. En verder baie seëninge, baie voorspoed vir u. Baie dankie.